Goeiemiddag, hier uit 'n lekker winderige Weskus. Ek wou vreeslik graag hierdie video-opname buite gedoen het, maar met die wind wat so waai, sit ek maar weer hier in my kantoor. Anders gaan julle bitter min hoor van wat ek sê. Ek wil bitter graag 'n mooi gedeelte met julle deel, soos ons dit opgeteken vind in Galasiërs 5. Galasiërs 5 sal vir baie van julle bekend wees as die gedeelte waar Paulus ons 'n bietjie herinner aan die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22. Maar ek wil graag met julle gesels oor die Heilige Gees, maar spesifiek net so 'n aantekening wat Paulus vir ons gee oor die werking van die Heilige Gees net voordat hy praat van die vrug van die Gees, en dan ook wanneer hy weer verwys na die werking van die Heilige Gees net nadat hy die vrug van die Gees met ons bespreek het. En daarom lees ek vir julle uit Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 18 uit my Afrikaanse 53 vertaling lees: Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. As julle deur die Gees gelei word, is julle nie meer onder die wet nie. En dan vers 25 van Galasiërs 5. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Gees lei, Gees wandel. Galasiërs 5:18 praat van om gelei te word deur die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 25 praat daarvan om deur die Gees te wandel. En dan so tussen die twee, Heilige Gees lei en wandeling, kry ons Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek wil met julle deel oor hierdie twee eienskappe van die Heilige Gees, of hierdie twee werkwoorde van die Heilige Gees, om deur die Heilige Gees gelei te word en om saam met die Heilige Gees te wandel. Wanneer ons kyk na die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, dan gebruik hy in Galasiërs 5 vers 18 die Griekse woord eigo. En dit is 'n algemene werkwoord wat beteken om te wys, om te lei. Dit word nie gebruik as 'n werkwoord om iemand byvoorbeeld te sleep of om iets te sleep na 'n plek toe nie, maar om iemand te lei na 'n plek. So byvoorbeeld, as ek my vrou in die hand vat en ons stap af see toe, dan stap sy vrywillig saam met my see toe. Ons gaan op 'n wandeling, ons hou hande vas, ek lei haar hier op hierdie paadjie langs die see af, na die see toe. Sy neem vrywilliglik deel aan dit. Dis ook wanneer ek iemand sou vergesel na 'n vergadering toe. Ons gaan saam na die vergadering toe. Ek begelei iemand saam met my. Dit dui ook op 'n voortdurende of 'n deurlopende aktiwiteit. Die Heilige Gees neem my by die hand en hy neem my saam met hom. Ek gaan vrywilliglik saam. Ek werk vrywilliglik saam met die Heilige Gees. Die een wat die inisiatief neem, is die Heilige Gees. Baie belangrik. As jy deur die Heilige Gees gelei word, Galasiërs 5 vers 18, dan skets dit vir ons hierdie prentjie van die gelowige wat voortdurend gewillig, ontvanklik op 'n pad geneem word. Galasiërs 5 vers 25 aan die ander kant gee vir ons 'n ander betekenis van hierdie werking van die Heilige Gees. Hierdie werking word verduidelik met die sleutelwoord wat hier gebruik word in Grieks, naamlik stoigio. Stoigio. Stoigio beteken dat ek volg of ek is in lyn. Kom ek gee 'n goue voorbeeld. In die konstruksiebedryf, daar sal ons sien dat
klippe in 'n gebou ingebou word of dat bakstene in 'n gebou ingebou word en elke baksteen het 'n plek. Die bakstene staan in 'n ry. Dit vorm 'n lyn. Elke item in hierdie huis het 'n plek. Vensterraam het 'n spesifieke plek. So daar's 'n dissipline op die konstruksieterrein en die bakstene is op 'n spesifieke plek. Hy het 'n werk daar. Die vensterrame is in 'n spesifieke plek. Die deurrame is op 'n spesifieke plek. So daar's 'n beleining van die items om byvoorbeeld 'n gebou daar te stel. 'n ander voorbeeld van hierdie stoigia, wanneer ek in lyn is of wanneer ek op 'n spesifieke plek werk, is in 'n militêre konteks. Die van ons wat in die weermag was, sal verstaan wat dit beteken om op 'n paradeterrein te staan en om in jou peloton op die ritme van die bevele te marcheer. Nou, dis dieselfde van stoiga. Daar is 'n bevel wat gegee word en daar is 'n volg daarvan. Daar word in gelid opgetree. Die gebruik van soldate wat in 'n lyn bly en wat in gelid marcheer op 'n spesifieke ritme, soos wat die bevelvoerder dit wil hê van daardie parade. Dit is die gebruik van hierdie werkwoord van die Heilige Gees. Met ander woorde, om te wandel met die Heilige Gees is om geoefen te wees in daai wandeling, soos 'n soldaat geoefen is. Om te wandel met die Heilige Gees is om in perfekte lyn te wandel. Is om te marcheer op die maat van wat daar gestel word om te marcheer. Begin julle dit te verstaan? Sien net hierdie paradegrond wat so met presisie opgelyn is. Wanneer ons kyk na hierdie twee werkinge van die Heilige Gees, dan is dit opsommenderwys om in pas te bly met die Heilige Gees en om daardie in pas te bly vrywilliglik te doen. Is dit nie fantasties nie? Dat ons deur die innerlike werking van die Heilige Gees die geleentheid het om vrywilliglik onsself aan God te bring, om vrywilliglik ons lewens voor God te bring, om God vrywilliglik te volg, die Heilige Gees vrywilliglik te volg, en om in pas te bly met die Heilige Gees. Om so te wandel, dat ek kan hoor, wanneer die Heilige Gees vir my 'n taak gee. Wanneer ek kan hoor, ek is so geoefen daarin, dat ek in pas met die Heilige Gees reageer. Ek wil jou bemoedig, gryp elke geleentheid in jou lewe aan, om te oefen, om met die Heilige Gees saam te werk, om jouself deur gebed te oefen, om te wandel met die Heilige Gees, om deur jou studie van die woord van God, jouself te oefen, om vrywilliglik jou lewe aan God te gee, om deur jou meelewing in jou plaaslike gemeente, jouself te oefen en te dissiplineer, om met selfbeheersing en met liefde en met blydskap en met vrede te wandel, soos dit beskryf word, en al die ander eienskappe daar beskryf word in Galasiërs 5 vers 22. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat God vir ons hierdie geleentheid gee, om gedissiplineerd deur die Heilige Gees ons lewens in Christus uit te bou en te groei en te ontwikkel, sodat ek in gelid met God kan wandel nie. Is dit nie fantasties nie? Geniet dit om God te dien, geniet dit om in gelid met God te wandel, geniet dit om vrywilliglik jou lewe meer en meer aan God te wy, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Sterkte daarmee. Ek bid saam met jou. Amen.